Goeiedag sê en geseënde en voorspoedige nuwe jaar vir u elkeen. Wat 'n voorreg is dit nie vir my om hierdie nuwe jaar saam met julle af te skop met die 10 dae van gebed met die tema ontketen. Welkom by ons 10 dae van gebed. Ons glo Jesus kom binnekort. Daarom gaan vanjaar se 10 dae van gebed tema daaroor om die Heilige Gees uit te nooi om ons lewens en ons wêreld te transformeer. Sluit by ons aan terwyl ons God soek vir 10 dae van geesgeleide herlewing. Jy sien, voordat hy gesterf het, het Jesus die gawe van die Heilige Gees aan sy volgelinge beloof. En hy sê, en ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid. Johannes 14:16 en 17. Later, net voordat hy hierdie aarde verlaat het om vir ons 'n plek te gaan berei, het Jesus sy disippels beveel om in Jerusalem te bly, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat die doop van die Heilige Gees was. Handelinge 1:4 en 5. Hierdie beloofde geskenk is egter nog nie ten volle ontvang deur God se mense nie. Ons praat oor hierdie geskenk, ons bestudeer en analiseer hierdie geskenk, maar te dikwels kom ons nooit daarby uit om hierdie geskenk van die Heilige Gees te ontsluit nie. Sonder twyfel kan slegs die Heilige Gees ons sondige harte vernuwe. God sê in Esegiel 36:26, ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Slegs die Heilige Gees kan ons kinders transformeer. In Jesaja 44:3 sê God, ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. Slegs die Heilige Gees verbind ons met God se hemelse familie. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, Romeine 8:16. Die beste van alles is dat God meer as gewillig is om vir ons die Heilige Gees te gee. Hy sê vir ons, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Lukas 11:13. Die belofte is reeds daar en wag vir ons om dit op te eis. Ellen White skryf, indien almal gewillig was, sou almal met die Gees vervul word. Oral waar min aan die behoefte van die Heilige Gees gedink word, daar is geestelike droogte, geestelike duisternis en geestelike verval en geestelike dood. Sy vra ook, aangesien dit die middel is waardeur ons krag moet ontvang, waarom honger en dors ons nie na die gawe van die Heilige Gees nie? Waarom praat ons nie daaroor nie? Bid ons nie daaroor nie en preek ons nie daaroor nie? Die Handelinge van die Apostels, bladsy 50. Die inwonende Heilige Gees vul ons met die Vader se liefde en bemagtig ons om vreeslose en effektiewe getuies vir Christus te wees. Waarom vra jy nie vir God om jou hierdie gawe te gee gedurende hierdie 10 dae van gebed nie? Vandag is dag 1 van ons 10 dae van gebed. En die titel vir vandag is Ken Jesus as ons lewende verlosser. Maar voor ons voortgaan, kom ons doen 'n gebed. Ons almagtige Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit nie om nog 'n jaar in te gaan nie. Heer, dankie vir hierdie nuwe jaar. Heer, ons wil spesiaal bid dat U ons sal invul met die Heilige Gees. Maar ook dat U deur die woord met ons sal spreek. Ons dink aan Psalm 119 vers 105 wat sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. Here, verlig ons lewens deur U woord, soos ons nou gaan studeer en kyk dat Jesus die lewende verlosser is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons fokus teksverse vir vandag is Handelinge 1 vers 1 tot 3. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het
en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Hier in Handelinge gee Lukas 'n rede aan Theophilus hoekom hy die evangelie volgens Lukas neergepen het. Hy wou hê ons moet weet wat Jesus gedoen en geleer het tot op die dag wat hy in die hemel opgeneem is. Hy bevestig ook dat die apostels bevele ontvang het vanaf die Heilige Gees. Maar bo dit alles het Jesus homself lewendig vertoon aan sy disippels. Jesus is dus nie meer in die graf nie, maar is ons lewende verlosser. Daar's 'n paar plekke waar Jesus homself lewendig vertoon het aan sy disippels, sodat hulle getuies kon wees dat hy leef. Een van hulle is in Matteus 28:8, toe die twee Marias na die graf toe gegaan het 'n engel gespreek en vir hulle gesê dat Jesus nie in die graf is nie, maar dat hy opgestaan het. Die vrouens het met groot blydskap weggegaan om die disippels te vertel, maar toe in vers 9 verskyn Jesus self in persoon aan hulle. Die disippels het na die berg gegaan in Galilea waar Jesus gesê het dat hy hulle sou ontmoet. En daar het Jesus homself ook lewendig aan hulle getoon. Volgens Markus 16:12 het Jesus ook aan twee disippels wat op die pad na Emmaus toe was verskyn en aan die 11 disippels in vers 14 terwyl hulle aan tafel was, omdat hulle die ander ooggetuies nie geglo het nie. Lukas 24:13 tot 53 praat juis oor daai twee disippels wat op pad is na Emmaus, toe Jesus aan die twee disippels verskyn het op die pad. Die twee disippels was teleurgestel omdat hulle geglo het dat Jesus die Romeinse ryk omver sou werp. Maar Jesus het aan hulle die skrifte uitgelê en uitgewys dat hy wel die verlosser is, die lewende verlosser. 40 dae het Christus op die aarde vertoef en die disippels voorberei vir die werk wat hulle moes doen. Ook het hy aan hulle dinge verduidelik wat hulle voorheen nie kon begryp nie. Hy het van die profeseë aangaande sy koms gepraat, van sy verwerping deur die Jode en van sy dood. Hy het hulle daarop gewys dat alle besonderhede van hierdie profeseë vervul was. Hy het aan hulle gesê dat hulle die vervulling van die profeseë as 'n versekering van die krag moes beskou wat hulle in die toekomstige werk sou vergesel. Ons lees, toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die 3de dag uit die dode opstaan. En bekering en vergifnis van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af. Toe voeg hy by, en julle is getuies van hierdie dinge. Lukas 24:45 tot 48. Gedurende die dae wat Christus met sy disippels deurgebring het hulle 'n nuwe ervaring beleef. Toe hulle geliefde meester die skrif hoor uitlê in die lig van alles wat gebeur het, is hulle geloof in hom ten volle bevestig. Toe kon hulle sê, ek weet in wie ek geglo het. 2 Timoteus 1:12. Hulle het bewus geword van die aard en die omvang van hulle werk en besef dat hulle die waarhede wat aan hulle toevertrou is, aan die wêreld moes verkondig. Die gebeurtenisse van Christus se lewe, sy dood en opstanding, die profeseë wat daarna verwys het, die verborgenhede van die verlossingsplan, die mag van Jesus om sondes te vergewe, van al hierdie dinge was hulle getuies en hulle moes dit aan die wêreld bekend maak. Hulle moes die evangelie van vrede en verlossing deur bekering en die krag van die Heiland verkondig. Die Handelinge van die Apostels, bladsy 26 en 27. Op watter maniere het Jesus vir jou gewys dat hy leef? Dink 'n bietjie na daaroor. Was dit deur 'n beantwoorde gebed? Was dit dalk deur 'n situasie waar hy jou uitgered het of van beskerm het? Jy sien, daar is nog 'n belangrike ding wat Jesus gedoen het voor hy opgevaar het na die hemel toe. Voordat hy na die hemel opgevaar het, het Christus aan sy disippels hulle opdrag gegee.
Hy het aan hulle gesê dat hulle die eksekuteurs moes wees van sy testament waarin hy aan die wêreld al die skatte van die ewige lewe bemaak het. Hy het aan hulle gesê: "Julle was getuies van my lewe van opoffering ten behoewe van die wêreld. Julle het my arbeid vir Israel gesien. Alhoewel my volk geweier het om na my toe te kom sodat hulle lewe kon hê, alhoewel hulle my verwerp het, sal hulle nog 'n geleentheid kry om die seun van God aan te neem. Julle het gesien dat ek almal wat met belydenis van sonde na my toe kom, gewillig ontvang. Hom wat na my toe kom, sal ek geensins uitwerp nie. Aan julle, my disippels, vertrou ek hierdie genade boodskap toe. Dit moet aan beide Jood en heiden gegee word, eers aan Israel en dan alle nasies, tale en volke. Almal wat glo, moet in een kerk versamel word." Handelinge van die Apostels bladsy 27 en 28. Gedurende Jesus se 40 dae na sy opstanding het Jesus ook seker gemaak dat hulle die skrifte verstaan. Kyk wat staan in Lukas 24 vers 27. En hy het begin van Moses en al die profete af vir hulle uitlê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. En wat was die effek? Kyk Lukas 24 vers 32. En hulle sê vir mekaar: "Was ons hart nie brandende in ons toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie?" Is jy oortuig van jou behoefte om jou hart weer aan die lewende verlosser toe te wy en om elke dag beter te leer ken? As dit jou behoefte is, as hierdie boodskap jou aangeraak het, as jy weer besef het dat Jesus die lewende verlosser is, dat hy teenwoordig is, dat dit nie net 'n mite is nie, maar dat hy regtig die lewende verlosser is, kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, hoe kragtig is hierdie boodskap nie? Hoe raak dit ons harte nie aan dat Jesus ons lewende verlosser is nie? Heer, ons bid op hierdie oomblik vir die invulling van die Heilige Gees. Heer, help dat ons nie net daaroor praat, dit bestudeer en analiseer nie, Heer, maar dat ons regtig U opreg sal vra om ons die gawe van die Heilige Gees te gee. Heer, werk met ons in hierdie 10 dae van gebed. Heer, ons bid spesiaal vir ons familielede, vir ons vriendekring. Heer, dat hulle almal U sal aanvaar as hulle lewende verlosser. Heer, ek bid vir herlewing, dat U 'n herlewing in ons sal bewerkstellig vir 2026. Dat ons hierdie genade boodskap van Jesus die wêreld in sal vat. Nie stil sal bly oor ons geloof nie, Heer, maar dat ons dinamies met ons vriende sal praat oor wat U vir ons gedoen het. Heer, ons bid vir ons wêreldkerk vir 2026. Ons bid dat U ons sal help, dat ons die werk sal voltooi wat U vir ons gegee het. Seën ons, Heer, in hierdie 10 dae, is ons gebed in Jesus naam. Amen.